is, as jy die Bybels hier het, kan jy saam met my blaai na Lukas hoofstuk 6. Lukas hoofstuk 6. Ons gaan daar 'n baie kort gedeeltetjie lees, vers 43 tot vers 45. Lukas 6, vers 43 tot 45, maar voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam, vra dat die Here ons ook sal seën by die aanhoor van sy woord. Almagtige God en Hemelsvader, Here, U wat die verbondsgod is, U wat juist deur U naam, ek is, die naam Jahweh, kom wys dat U aan ons verbind, en dat ons vir U 'n volk is, en U ons God is, en dat oor die eeue heen, dat U getrou bly aan U woord, dat ons baie keer struikel en val, dat ons afdwaal, en U woord nie hou nie, en U woord nie soek nie, dit is so. Maar omdat U self aan ons openbaar as die een wat getrou is, die verbondsgod van Abraham, Isak en Jakob en reg deur tot vandag toe, kan ons met hierdie sekerheid in ons hart staan, dat ook wanneer ons kindertjies bring om gedoop te word en deel gemaak te word van hierdie verbond, dat U ook getrou is tot nou toe en vir hulle en vir ons nageslagte na ons ook getrou sal bly. Here, daarvoor dank ons U, want ons weet uit onsself tot onsself en deur onsself is ons tot niks in staat. Dis maar alleen deur U genade. Dis U wat ons nader hart, dis U wat ons in U verbond insluit. En daarvoor dank ons U. En in besonder vanmôre as ons dan hierdie twee kindertjies ook tot doop bring. Here, ons dankie vir elkeen wat hier is, elke familielid wat daar van ver gekom het, dat U ook deur die genade elkeen hier veilig byeengebring het. En mag dit vanmôre ook vir elkeen van ons tot seën wees, om hierdie sigbare tekens weer te sien. Baie van ons gaan herinner word aan die beloftes wat ons self eens gemaak het hier voor die kansel. En dat ons herinner word om ook hierdie plig wat ons het uit te voer. Here, gee dat ons die krag sal hê en dit bemoedig ons in hierdie taak. Die weet hoe swaar dit is om vandag kinders groot te maak in die samelewing met soveel tegnologiese bevorderings wat alreeds plaasgevind het en besig is te gebeur. En al hierdie dinge hou ons kinders weg van U woord en U waarheid. Gee dat ons as ouers getrou sal doen wat ons moet doen. Dat ons U woord sal verkondig van die een generasie na die volgende, sodat U naam verheerlik sal word en U koninkryk gebou sal word. Ons dankie vir gemeente, elkeen wat ook hier is in hierdie tyd, baie is weg met verlof. Ons bid ook vir die wat nie hier kan wees nie. Ons vra dat die hand van genade oor hulle daarop sal wees, waar ook hulle mag bevind. Here, dat U ook nie daar die werk sal staak nie, maar dat U die goeie werk wat U in ons begin het, sal volbring, ook daar, en dat hulle sal getrou aan die woord bly, en hulle uitleef van hulle Christelike pligte. Here, ons kom dan nou om U woord te hoor, en ons gebed is dat U dit dan nou ook sal stil maak in ons gemoed, en dat U tot elkeen van ons sal spreek. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Drie kort versies, maar jy ken dit waarskynlik baie goed. Lukas 6 vers 43 tot 45. Want dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens tog nie vye nie, en 'n mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Net tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Ons teks, stukkie waar ons stil staan, daai laaste gedeelte. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor, sê die nuwe vertaling.
Nou, geliefde gemeente, as Here Jesus Christus, beide die ouer pare wat vanmôre kindertjies doop, gaan hulle tweede kindjie doop vanmôre. So dis nou, hulle gesinnetjies het nou 'n bietjie gegroei, en binnekort gaan hulle weet, wat die res van ons weet, wat ook 2 kinders en meer het, is dat boeties en sissies beklei. Dis kat en hond. En is 'n geskree en is 'n beklei hoeveel keer op 'n dag. Die toneel is vir ons so bekend. 2 kinders, 1 speelding. Nigter weet alleen hoekom hulle altyd oor daai een wil beklei, hulle kratte vol speelgoed wat daar rond lê. Maar die oomblik as hulle sien boetie het daai ding of sussie het daai ding, dan wil hulle met daai ding speel. En dan begin dit. En dan is dit 'n geskreeu en 'n geraas en 'n beklei. En elke ouer het maar sy tegniek wat hy gebruik. Meeste van die ouers gebruik gewoonlik die regsaangeleende. Hulle hanteer dit soos 'n hofsaak. Wie het eers daai ding gehad? Dan moet ons nou eers redeneer, wie het nou eers gehad? Want eintlik het ek hom al gister gehad, maar ek het hom nou net vir 'n oomblik gelos en nou dit is eintlik so jy het nou hierdie hele geding oor wie het hom nou eers gehad en uiteindelik sal sê sussie het hom eers gehad, gee terug. Dis die een opsie. Ander ouers kies die smeekopsie. Ag nee man, toe nou julle, asseblief. Kom nou. Werk nou saam. Deel nou met mekaar. Ag asseblief. Help nou vir pappa en mamma. Die ander ouers gebruik die stopoorlosie of die is dan die selfoon. 10 minute vir jou, 10 minute vir jou. En so roteer ons nou maar die speelding en elkeen kry 'n kans. En ander ouers ignoreer dit maar net. Hulle sê is maar deel van groot word, laat hulle maar skree. Vir hulle is die gevegte binne 'n huis is 'n normale groeiproses. Maar die van die wat nou kinders het en hier al deur is, sal weet dat jy baie keer na die tyd wonder, is daar nie maar 'n regte manier nie, want nie een van die maniere gee eintlik 'n oplossing. Daar's altyd nog iemand wat ongelukkig is na dit. En dan wonder mens, is daar nie 'n regte manier nie? En jy probeer net maar alles wat jy kan. Maar dit werk nie. Want dreig help nie. Jy ken dit mos. Wil jy ek jou pak slaag gee? Wil jy nie? Hulle weet al lankal jy gaan net dreig. Hulle ken jou. Hulle weet wanneer jy regtig gaan slaan en wanneer jy nie dreig. Jy kan ook nie die emosies probeer gebruik, want dis wat ons baie keer doen. Ons probeer 'n emosionele inslag. Werk so 'n bietjie op hulle gevoel. Klein kindertjies kan dit nie hanteer nie. Jy is besig om jou kind te manipuleer en emosioneel te breek. Jy moenie dit doen nie. Om dit van hulle ook net weg te vat, is ook mos nou nie die regte manier nie. Wil jy hê ek moet dit wegvat? Ken mos daai tye wat ons dit doen. God doen dit nie met jou nie. As jy kwaad word om die taxi voor jou ingery en dan sê God, en jy het nou gevloek en geskree op die ou hier voor jou, dan sê God nie vir jou, moet ek jou kar wegvat? Jy doen dit nie weer nie. Dis mos nie hoe die Here met ons werk nie. Jy sien, hierdie goed werk in elk geval nie, want dit spreek nie die hart aan. Want dis waar die probleem lê. Hierdie is alles menslike benaderings wat nie vrugte oplewer nie, want ons het nie die hart wat aangespreek word op 'n Bybelse wyse nie. Die hart word aangespreek. Ons trek die kinders se hartsnare, maar ons doen dit op grond van hulle afgode, nie op grond van wat God sê. Ons gaan nie na ons kinders en sê, uit die liefde van God wat hy vir ons het, sê hy dit en dit en dit, en daarom probeer ons van daai kant af die kinders se gedagtes verander nie. Nee, ons gaan na dit wat vir hulle belangrik is, hulle afgooitjies, hulle speelgoed, hulle tyd met die skerm, of wat ook al die geval is. Dis daai afgooitjies wat ons gebruik om uiteindelik hulle gedrag te probeer verander. En dis hoekom dit uiteindelik nie langtermyn oplossings bied nie. Want as jy nie die regte metode gebruik nie, dan leer jou kind se hart verkeerde dinge aan. Jou kind leer om verkeerde goed te reageer. Kom ek gebruik so 1 of 2 voorbeelde, dan maak ek dit vir eenvoudig. Sommige ouers kies dit om die vernederingstegniek te gebruik. Wanneer jy wil hê jou kind moet onder beheer kom, jy wil die gedrag probeer verander, dan sal jy die vernederingstegniek gebruik. Byvoorbeeld, jou 10-jarige is nou besig om huiswerk te doen, wiskunde huiswerk, en almal sit sommer daar by mekaar, en dis nou 'n eenvoudige ou wiskunde som, maar die kind kry dit nou net nie reg. En uit frustrasie uit sê op 'n stadium, ag nee man, dis so maklik. Selfs jou boetie wat 7 is, kan dit nou op doen. Wat doen die ouer boetie? Hy doen maar gou sy werkies klaar, nie omdat hy dink dis 'n goeie idee om dit te doen of belangrik om te leer nie. Hy doen dit want hy wil nie weer verneder word. En die gevolg is, oor 'n week of 2 van nou af, dan sien juffrou by die skool,
As die ander kinders nie iets reg kry nie, dan sê hy vir hulle, julle is so dom. Dis dan so maklik, wat's fout met jou? Want jy sien, sy hart het nou geleer hoe om met ander mense te werk. Vernedering is die manier hoe hy mee gewerk het, en dis hoekom hy dit nou met ander doen. Of emosioneel. Ons doen dit met die emosionele ook. 'n Ma sit met trane aan haar oë en sy sê, as jy my regtig lief het, dan sal jy vir my luister. Dan sal jy nou 'n bietjie doen wat pappa of mamma vir jou sê. Wat leer die kind? Hulle leer, iemand moet hartseer wees, of iemand moet kwaad wees, of iemand moet emosioneel wees. En dis hoe ek kry wat ek wil hê. En uiteindelik word daai kind die een wat ander manipuleer deur die emosies. Laaste voorbeeld, een wat ons sekerlik baie aanskuldig is die materiële goedjies. As jy nou mooi stil sit in die kerk vandag, kry jy roomys by die huis. Wat leer die kind? Hy leer, daar's altyd 'n tasbare beloning vir as ek 'n goeie ding doen. En later as jy vir hulle vra om iets te doen, dan sê hulle, wat gaan ek kry? Net jou kamer skoonmaak, hoeveel kry ek daarvoor? Want hulle het geleer, as ek iets goeds doen, dan moet ek iets terugkry. En dit spoel oor na verhoudings. En dit spoel oor na die werksplek, later jare. En so beïnvloed dit wat jy jou kinders leer, reg deur hulle lewens. So as jy as ouer jou eie karakterfoute wil sien, kyk bietjie na jou huishouding, kyk na jou kinders. Kyk wat doen jy om jou kinders te kry om te doen wat jy wil hê hulle moet doen. Kyk bietjie die maniertjies wat jy aangeleer het. Wat werk om hulle gedrag te verander? En dis waar ons swakpunte gewoonlik baie duidelik en vinnig uitkom. En ons groot fout is, ons fokus op die gedrag. Want dis wat ons voel die probleem is. As die kind hier nou 'n tantrum gooi, dan wil ek dit nou. Dis nou sigbaar, dis nou hoorbaar, dis die gedrag wat ek nou wil keer. En daarom spreek ek net hierdie ding aan wat nou voor my is, en as ek die gedrag kan keer, dan dink ek het gewen. Ons het dit onder beheer gekry. Maar nou kyk nou wat ons teks vanmôre. Lukas 6:45 sê, die hart bepaal die gedrag. So die manier hoe jou kind optree, is niks anders as dit wat binne in die kind se lewe aan die gang is. Dis wat binne in aan die gang is. Dit is natuurlik nie net kinders nie, dis groot mense werk dieselfde. Wat jy doen en wat jy sê, is 'n spieelbeeld van wat in jou hart leef. Dis wat die teks ons leer. Van die hart van vol is, loop die mond van oor. So die manier hoe jou kinders optree, het altyd 'n wanneer en 'n wat en 'n hoekom. Wanneer is die omstandighede waar binne dit plaasvind? Wat is die gebeure wat plaasvind? Maar die hoekom is wat gaan in die hart aan. Dis waar die probleem lê. Wat is nou eintlik agter dit? Hoekom doen jy wat jy doen? Nou kom ek verduidelik dalk weer met 'n voorbeeld. Julle wat kinders het, en dis nie net kinders nie, dis werk met groot mense ook so, maar kinders kan partykeer verskriklik kerm. Hulle kla verskriklik. Is party oggende voel dit vir my of die kinders opstaan met die verkeerde voet uit die bed uit. En dan is hulle die hele dag so mounerig en kla en niks is lekker. Nou hoekom kerm mense? Hoekom doen hulle dit? Wel ons, natuurlik hou ons as ouers sê dit dadelik, hou op. Hou ons met die kerm. Wil nie nog iets uit jou mond uit hoor nie. Of ons gaan dalk selfs, en ons doen weer die vernederingstegniek en ons sê, jy behoort jy te skaam. Jy het soveel om voor dankbaar te wees. Daar's kinders in China wat werk vir jou op jou ouderdom vir R1 'n dag en jy het die hele wêreld. Wat doen ons? Ons verneder die kind sodat ons die gedrag onder beheer kry. Dit help nie. Want môre is dit weer dan. Ons moet uitvind, wat is die kern? Hoekom kerm kinders? Hoekom kerm mense? Mense kerm want hulle kry nie hulle sin nie. Ons bid altyd, Here laat U wil geskied in die hemel so op die aarde. Maar eintlik wil ons bid, Here laat U wil geskied in die hemel en ons wil op die aarde. En as dit nie so gebeur nie, dan raak ons krapperig. Want as jy mos nou beplan het vir 'n ding en dit werk nie so uit nie, dan is jy ook krapperig. En dis presies wat jou kinders ook gebeur. Maar wat lê agter dit? Wat is die probleem? Wat is die hoekom daarvan? Die hoekom is, kom daarop neer, jou kind is nie gelukkig met hoe God die wêreld bestuur nie. Ek hou nie van wat die Here toelaat nie. Ek wil in beheer wees en ek kry nie my sin nie. Dit gaan oor 'n selfsugtigheid. Dis wat aangaan. Dis hoekom hulle kerm, dis hoekom hulle kla. En jy moet dit aanspreek. So jy kan gaan sit met jou kind en jy kan vra, wat het gebeur? Hoe voel jy hieroor?
Dink jy God het dit nie reg hanteer nie? Met daai tipe van, dat jy uiteindelik by die punt uitkom wat regtig die probleem is. Help nie, jy sê, bly nou stil nou op kerk nie. En dan spreek jy nooit die probleem aan nie. En dan hou dit maar net aan en aan. Dis soos iemand wat die bossies op die gras wil probeer beheer, die gras te sny aanhoudend. Jy gaan nie die bossies doodmaak nie, dit gaan net weer uitkom. Kom net weer uit. Jy sny hom dan af en dit lyk vir 'n oomblik netjies, en dan is dit weer terug. So wat moet jy as ouer doen om jou kind op die regte spoor te kry? Jy moet die kind se hart verander. En verandering begin by die besef van sonde. Dis daar. Hulle moet kom tot die besef dat daar sonde is. Jy met jou kind kan lei dat hulle kan sien, maar dit wat ek nou doen is 'n sonde, dis verkeerd. En hierdie is nie net van toepassing op kinders nie, natuurlik op alle mense is hierdie beginsel. En hoe doen mense dit? Hoe lei mens iemand tot daardie besef? En gebruik die gewete. Jy moet jou kinders aanspreek op so 'n manier dat die gewete hulle aankla, sodat hulle kan sien, maar weet jy wat? Ons staan in 'n verhouding met God. Ons praat nou van 'n verbond. Dis maar waarvan die doop ons nou 'n teken is. Die verbond. Ons is in hierdie verhouding met die Here. En nou het ek gegaan en ek het nou weggebreek want ek hou nie van hoe dit doen nie. Ek wil dit anders doen. Ek is 'n verbondsverbreker. Ek is 'n sondaar. Want ek het nie gebly by die reëls nie. Dis wat jy jou kind moet help om te doen. Maar enige mens moet jy daarvan moet jy doen. So jy moet basies leer hoe om jou kind se gewete aan te spreek. Want as jy die hart aanspreek, of as jy die gedrag wil aanspreek, maar jy spreek nie die hart aan nie, dan kom daar niks van nie. Jy moet vir hulle die implikasies wys van dit wat hulle gedoen het. Dan kom ek verduidelik weer met 'n voorbeeld, dan maak dit weer maklik. In Lukas 10 kom die wetgeleerde na die Here Jesus toe en hy sê, Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Maar dan vra die Here vir hom, wel, jy's 'n wetgeleerde, sê jy vir ons, wat dink jy, wat moet ons doen? En dan gee hy 'n mooi opsomming van die wet, hy sê, jy moet lief wees vir God met hart, siel en verstand en alles wat jy het, en jou naaste soos jouself. En hy's baie trots op homself, en die Here sê, mooi, jy het reg geantwoord, dis reg, is goed, gaan doen dit. En toe wil die wetgeleerde homself regverdig, en hy sê, maar wie's my naaste? Nou die Here Jesus se doel was om die man uiteindelik te wys dat hy 'n sondaar was, en daarom vertel hy daai baie bekende gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Jy onthou dit, ek gaan nou nie die hele verhaal vertel nie. Jy ken die verhaal van die barmhartige Samaritaan, en deur hierdie verhaal kom wys hy eintlik toe nou vir die wetgeleerde, maar weet jy wat, jy is ook skuldig. Jy dink jy is baie oulik, maar jy staan ook skuldig. En wat het Jesus gedoen? Hy het hom beroep op die gewete. Want aan die einde van die gelykenis, hy sê nie van, jy's 'n sondaar, kom tot bekering nie. Want het jy al gesien as jy vir iemand dit sê? Want dis 'n resep vir bekleierery. As jy jou vinger in iemand se gesig druk en sê, jy is verkeerd, dan gaan jy nie baie ver kom nie. Maar kyk wat die Here Jesus doen. Hy vertel die verhaal, en hy laat dit in sy hand, en hy sê, as jy nou moet terugkyk na die verhaal, wie dink jy was die naaste van hierdie man wat daar geslaan is in die verhaal? En op die manier spreek die gewete die persoon aan, en kom hy tot die besef, weet jy wat, ja, ek is ook 'n sondaar. En dis dieselfde metode wat ons met ons kinders moet gebruik. Jy moet by die wortel uitkom, en jy moet deur die gewete aanspreek. Want as die oomblik as jy die gewete aanspreek, weet jy wat, dan is dit nie 'n geveg tussen my en jou nie. Dis nie nou ek en my kind wat nou hier in 'n geveg is teen mekaar nie. Want dan raak dit lelik, dan rafel dit uit, dan breek verhoudings. Ek is nie hier om met jou te veg nie. Ek is hier om vir jou te wys, wat sê God? My geveg is nie tussen my en jou nie. Dis nie pa en kind of ma en kind nie. Dis tussen jou en die Here. Dis waar die probleem lê. Dis waar die oplossing moet kom. En wat jy wil doen, is jy wil as ouer jou kind eintlik net lei tot op daardie punt om te sê, maar kyk, jy het 'n sonde hier het 'n probleem. Jy het die genade van die Here Jesus Christus nodig. En wanneer die kind tot hierdie insig kom, natuurlik deur die werking van die Heilige Gees, dan is dit jy as ouer wat jou kind op daai oomblik net moet lei na die Here Jesus Christus. So as jou kinders dan nou skree oor wie die speelding eerste gehad het, en jy wil net die gedrag aanspreek, maar jy gaan nie die selfsugtige sonde wat daar agter is aanspreek nie, dan gaan jy nooit jou kind kan lei na Christus toe. Want jy moet eintlik in elke situasie jou kind kan lei na die Here toe. So as ons sê, weer die voorbeeld van hulle beklei nou een speelding, en jy sê, hou nou op skree, jy vat daai een klagpraat.
Einde van die storie. Hoe lei jy daai kinders uiteindelik na Christus toe? Hoe bring jy hulle by die kruis? Maar die oomblik as jy met hulle gaan sit, en jy gaan sê vir hulle, maar ek sien, albei van julle is nou skuldig. Maar nie een van hulle wil met die ander nie deel nie, so daar's 'n selfsugtigheid aan beide kante. Dis nie die een wat nou eerste gehad het, is reg en die tweede een is verkeerd nie. Hulle is albei verkeerd. Want albei het 'n selfsugtige hart wat hulle wil nie deel nie. Maar as jy met hulle gaan sit, en jy gaan verduidelik vir hulle, maar jy is nou selfsugtig, jy wil net vir jouself dit hê. En jy praat met hulle daaroor, en jy wys vir hulle daarop dat selfsugtigheid is 'n sonde waarvoor die Here moes sterf. Hy het dood gegaan daarvoor. Ewe skielik kan die gewete aanspreek en jou kind kan gelei word na genesing. Die hart word gelei na Christus en na die kruis toe. Maar die oomblik as jy jou eie maniertjies gebruik, van ek sê so, bly nou stil, jy het hom, jy vat hom, dan sal nie 'n manier hoe jy jou kind kan lei na die kruis nie. Dis waaroor dit gaan. Die werklike hartsaak aan te spreek, maak jy die weg oop na die kruis, waar daar vergifnis is. Jy gaan nie die hart verander deur reëls nie, almal van ons weet dit. Reëls help om die gedrag aan die buitekant te hou. Reëls en wette is daar om ons in ons uiterlike gedrag daar te hou. Maar reëls gaan nie die hart verander nie. Dis die gewete wat jou aankla as jy voor die Here staan, voor die kruis van ons Here Jesus Christus. Dis wat die kind se hart verander, dis al. So dit is belangrik om die kind se hart aan te spreek, deur te beroep op die gewete. En hoe doen jy dit? Jy doen dit deur 'n konstante besef van wie is God en wie is jy. En dis waar die ouers vanmôre nou inkom. Julle gaan nou hier voor die kansel staan en julle gaan 'n belofte maak soos wat al die ander wat al kinders gedoop het ook gemaak het. En julle gaan sê ons gaan hierdie kind leer. Ons gaan die kind voortdurend herinner aan wie God is en wie hulle is. Wat moet jy uiteindelik jou kind leer? God die Vader sy seun gestuur het om ons van binne na buite te verander. Sodat ons en ons kinders kan wees dit wat God wil hê ons moet wees. En wat is dit? Sondaars wat begenadig is. Met ander woorde wat in dankbaarheid reageer op die genade wat ons ontvang het. Dis wat uiteindelik waar ons kinders wil hê. Jy kan net vir jou kind sê, jy moet net harder probeer, of as jy net vasbyt, dan gaan jy 'n goeie kind van die Here wees. Jy kan dit nie doen nie. Want dis iets wat in ons ingebore is nie, dis genade wat God aan ons bewys. En daarom sal jy voortdurend jou kind moet leer. Jy gaan voortdurend hulle moet aanspreek. Dit beteken kommunikasie, die hele tyd. Jy hoor nou die voorbeeld wat ek gee, sit met die kind, verduidelik, kom by die hart van die saak uit, lei hulle na Christus. Maar nou weet ons almal wat kinders het, dis nie altyd so maklik nie, want hulle luister nie altyd nie. So nou en dan gaan jy dit nou met onderstreep met 'n goeie pak slaag. Dit help baie goed. Dan as hulle nie luister nie, druk ons dit in bold, sê ons druk ons in vet druk. Dan leer hulle baie goed weer, en dan kan ons weer die volgende ronde sessie dan praat jy weer vir 2-3 keer, luister hulle mooi, en dan moet jy hom weer in vet druk gee. En dis hoe jy aanhou dit, maar dit is jy as ouer moet vir jouself verbind aan 'n geduldige lering om jou kind se hart aan te spreek. Een van die slaggate natuurlik van ouerskap in ons era is dat ons alles wil maklik hê. En ons wil dit vir ons kinders maklik maak. Ons hou nie van sukkel nie, ons hou nie van moeite nie, ons wil ook nie vir hulle moeite maak nie. Maar die probleem is, dan leer hulle nooit nie. Dink byvoorbeeld aan koning Dawid. Hy moes die skape oppas vir sy gesin. En dan lees ons, hy het met leeu's en bere beklei. Hy moes leeu afveg en 'n beer afveg, terwille van die skape van die familie. Hy was 'n jong seun. Sy ma het nie gesê, "Haai, shame, arme Dawid." Nee, stuur eerder vir Petrus dat hy die skape oppas. Dawid moet maar nog in die huis bly. Nee. Hy moet sy deel doen. Hy moet groot word, hy moet sterk word, sodat hy uiteindelik vertrou op die Here kan plaas en dat hy sy ding kan doen in die lewe. En dan sien ons in 1 Samuel 17 staan daar, hy was nog 'n jong seun toe hy na die koning toe gaan en sê, "Koning, ek het al met 'n leeu en 'n beer beklei, ek's reg vir hierdie Goliat." Dit het hom opgelei en sterk gemaak om dit te kan doen. Hoekom kan ons dit raak sien in die Bybel? Ons sê, ja, Dawid moes maar deur die moeilike tyd gaan om te leer op God te vertrou. Maar as ons kinders deur moeilike tye gaan, ons is, shame. Nee, laat ek maar dit eerder maar vir hulle doen. Jy sien, en op die manier beskerm ons kinders so, dat hulle nooit groei. Hulle leer nooit om op God te vertrou nie.
Daarom geliefdes, Jesus se woorde in Lukas 6:45 som dit dan alles mooi op. Hy sê die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart die goeie dinge, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge voort. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Wat uit jou kind se mond uitkom, sy optrede, sy doen en late, is nie maar net kinderlike manewales nie. Dis 'n openbaring van hulle harte. En as dit so is, dan is dit nie genoeg om net die gedrag aan te pas nie. Ons moet saam met ons kinders op die knieë bly. Ons moet saam voor die Here buig. Want daar is net een wat die hart kan verander, dit is natuurlik die Here Jesus Christus. Dis waartoe jy jou kind voortdurend moet lei. Dis in elke situasie moet jy gaan kyk, wat is die sonde, wat is die oorsaak? En deur die gewete lei jy hulle so toe. En so leer jy jou kinders om hulle harte voor die Here te buig. Jy lei hulle na die kruis, waar daar vergifnis is vir selfsugtigheid en gierigheid en woede en rebelsheid en al hierdie ander dinge. Jy wys vir hulle die sonde, nie om hulle te breek nie, maar jy is om hulle nader aan die Here te lei. Want daar, is net daar, is waar die hart verander word. En dis al wat die gedrag in die langtermyn gaan verander. Anders is jy maar net besig om die gras te sny en die bossies kom maar net weer terug. Oor en oor en oor en oor. Mag God ons ouers maak wat hulle kinders se harte met liefde en waarheid en volharding na Christus lei.